Ja, goeiemôre van my kant af. Is altyd lekker om ons familie by mekaar te sien en my voorreg om vanoggend bietjie met jou te deel weer eens, soos wat Llewellyn genoem het, ons reeks Reset wat ons in Desember gaan doen regdeur ja, sommer 'n bietjie prakties raak, glo ek, in terme van die feit dat ons lekker kan rus en wat dit beteken om uiteindelik lekker te rus. En dis hoekom ons dit reset noem. Nou ek wil net sommer hier in die begin vir jou net sê, ons het al die Sondag of 2 gepraat oor 'n proses, veral in die vakansie, veral in die tyd wat jy bietjie meer tyd het om deur goed te werk, deur goed te lees en so meer. Ons het 'n program wat ons noem Right Now Media. So jy is welkom om te kyk daarna en 'n bietjie goed te gaan aflaai. Daar's 'n sak vol inligting en materiaal en video's en goed wat jy kan luister, boeke wat jy kan lees en so meer. So jy is welkom om so 'n bietjie daarna te kyk wat dit betref. So Desember reset ons 'n bietjie en dis so belangrik en ek wil so 1 of 2 goed sê wat Llewellyn verlede week al bietjie van afgeskop het, wat vir my lekker is, net om ons net weer op spoor te kry in terme van waaroor ons praat uiteindelik. Wil ons die vraag vra, hoe moeg is ek regtig? Jy weet, en hoe nodig ons God het om regtig te kan reset uiteindelik. En ons jaag deur die jaar en ons kom hier in Desember aan, eintlik net so moeg. Ons het niks in ons tank oor nie. Ons kan nie, ons is net so leeg en ons het nie oorvloed in ons lewe nie. En sommer van nou wil ek, glo ek, hierdie reeks gaan jou sommer opstel vir 2026. Om 2026 te leef vanuit 'n plek van oorwinning, van 'n plek van oorvloed. En uiteindelik kyk ons na mekaar oor 'n jaar van nou af en ons besef, God het in ons lewens gewerk en ons kan net so sy teenwoordigheid in ons lewe geniet. Nou moeg wees is onafwendbaar. Dis hoe dit is en jy dalk, jy weet, vir 'n tyd lank hier op die hoogste rad gehardloop. Ek weet dit is altyd so wat ons doen en ons kyk na ons huwelike en ons kyk na ons kinders en die opvoeding van ons kinders en is skool en is deadlines en is jaareindes en alles wat daarmee saamgaan en ek voel moeg, amper uit asem moeg. Vir dit wat al gebeur het hierdie jaar, en dis so normaal soos nog iets. Ek bedoel, ons werk en ons gaan aan en dan kom ons hierdie tyd van die jaar en ons net so 'n bietjie rustig raak, en dan is dit belangrik om te kyk en reg te kyk na hoe reset ons, hoe kyk ons na moeg wees en hoe kyk ons daarna, maar ek dink ons praat van 'n ietsie eintlik 'n bietjie dieper as ons praat van net om te kyk na, jy weet, ek is moeg van alles wat ek gedoen het, ek het so 'n bietjie uit asem moegheid. Ons praat eintlik van daai plek waar ek is eintlik so siek en sat. Die ou tannie het gepraat van ek is net so siek en sat. Daai siek en sat gevoel. Kom die Here en hy wil jou dae gaan optel, hy wil jou dae gaan haal in terme van dit wat ons sê oor die plek waar ons is in hierdie tyd van die jaar waar ons lekker kan rustig wees. En baie keer het ons, wanneer ons werk in die jaar, het ons ietsie van jy weet, ons het net 'n paar dae met ons tone in die sand nodig. Jy weet, na so 3 dae, dan is ek nou okay, en ek onthou my pa het geboer, en ons het nou moeilik gekry dat hy gaan vakansie hou daar in die Suidkus, waar ons bietjie see kan beleef, want hy voel net so na 3 dae is hy weer reg, dan kan ons weer aangaan, want hy bekommer oor wat daar op die plaas in die gang is. En maar baie keer met wat ons doen, is dat ons net so 'n paar dae met ons tone in die sand nodig. Maar as ons praat van om siek en sat te wees, dan het jy meer nodig as net 'n paar dae met jou tone in die sand. En dis waaroor ek wil praat vanoggend en dis waaroor ons reeks ook gaan, die gedagte van om in jou sielswese uiteindelik net stil te staan en te rus en sê, Here, kom rus my toe. En as jy mooi geluister het en mooi aandag gegee het op wat ons al reeds gesing het, is dit ietsie daarvan. Jy weet, ons kyk na die naam van Jesus byvoorbeeld en ons sê, Here, dankie dat U my kom toerus om uiteindelik te kan rus wat vir ons belangrik is. En wanneer ons praat van rus, is dit so belangrik. Ek het nou gesê, jy weet, jy het nou 'n bietjie vinnig gehardloop, veral die laaste tyd van deur die jaar, laaste gedeelte van die jaar, bietjie vinnig gehardloop, dan wil ons met ons vir so 3 dae met ons tone in die sand gaan sit, maar ons rus nie eintlik van iets nie. Ons rus uiteindelik vir iets. En dis altyd belangrik van wanneer jy kwaliteit tyd met jou gesin spandeer, wanneer jy, en dis ons gedagte vanoggend ook, wanneer jy kwaliteit tyd met sy woord spandeer, is dit so belangrik, en ons rus eintlik vir dit wat kom in 2026, en waar ons net bietjie gaan reset natuurlik. En ons wil so prakties wees, net in die res van die reeks, om jou te help met wat dit betref. Nou Jesaja, 'n baie bekende gedeelte, dan kom skryf hy in Jesaja 40, dan sê hy die volgende, hy sê, weet jy nie, of het jy nie gehoor nie, 'n ewige God is die Here, skepper van die eindes van die aarde.
Hy word nie moeg of mat nie. Daar is geen deurgronding van sy verstand nie. Hy gee die vermoeide krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen sterkte het nie. Daai siek en sat gevoel wat ek het. Die jonges word moeg en mat en die jong manne struikel selfs, maar dan baie belangrik, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op in vleuels soos die arende, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie. Daai siek en sat gevoel wat jy hierdie tyd voel, glo ek die Here wil in ons inkom, in ons gees kom indeponeer, wat die res van ons lewe so kan beïnvloed, dat ons reg kyk na 2026 en gaan kyk, hoe kan ons regtig dit doen? So dis 'n praktiese ding, so maar vir hulle wat op die Here wag, is dit ook belangrik om te sê, dis nie 'n passiewe wag, ek gaan sit nou op my sitkamerstoel, en ek vat die remote, en ek werk so deur 'n paar goed nie, dis absoluut 'n aktiewe wag, wat ons gaan wag, in terme van om te verwag dat die Here ons gaan toerus, met wat ook al hy ons wil toerus mee. So dis hierdie aktiewe wag uiteindelik, dis nie 'n passiewe wag nie. Nou, hoe maak ek hierdie 'n realiteit in my lewe? Wat is hierdie aktiewe wag in my lewe? Hoe maak ek dit 'n realiteit in my lewe? En wat is die realiteite in my lewe? En wat ons vanoggend oor wil praat, is die gedagte van die belangrikheid van sy woord in ons lewe uiteindelik. En hier's een manier hoe dat ek vanoggend vir jou praktiese riglyne wil gee, net om uiteindelik maar die Bybel te lees met alles wat dit werd is, en dis een rede hoekom ons vir jou goedjies gee soos Right Now Media en so meer, want die woord kom op verskillende maniere net in ons gees kom vasslaan. As jy byvoorbeeld nie baie lief is vir spesifiek lees nie, is daar ander maniere, maar die feit is, ons het die woord van God in ons lewe nodig, om uiteindelik 'n aktiewe wag. Hoe wag ek op die Here wat dit betref uiteindelik? En 'n paar praktiese riglyne, en hoe lees ek met ander woorde die Bybel, die woord met alles wat ek werd is? Vir alles wat dit werd is. Nou Kolossense, Paulus kom skryf in Kolossense, en ek wil dit graag vir jou in die Engels lees, en reeds hier gee hy vir ons net daai riglyn, want die Bybel is vol riglyne om ons te help, en uiteindelik in ons geval waar ons nou is, om regtig lekker te rus en te reset in ons gees van wat ons nodig het. Hy sê, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom. Die Bybel sê as julle wysheid kort kom, kan ons dit van God vra. En hier gee hy klaar vir ons 'n riglyn. As die woord in my lewe net kom ons praat van residensie, ons kom praat van in my wese kom woning maak. Hy kom nie net so nou en dan kuier nie, hy kom met al sy bagasie en hy kom word deel van my lewe, en dis wat Paulus na verwys. Let the word of God dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Let the word of God, kan jy hoor, daar's baie ander maniere, selfs dit wat ons sing uiteindelik, wat ons toelaat dat die woord kom wortel skiet in my wese, en op daai manier kan ek uiteindelik prakties rus van dit wat hy vir my in gedagte het. Nou Paulus kom skryf weer eens in Efesiërs 6, en as jy nie is tot die Bybel, wil ek net sê, Paulus is iemand wat omtrent so 2/3 van die Nuwe Testament spesifiek geskryf het, en nou kom hy in Efesiërs 6, en hy gee vir ons 'n bietjie, hy maak 'n bietjie vir ons die gordyn oop, in terme van hoe ons onsself kan staal, hoe ons onsself kan sterk maak in die woord uiteindelik, en dis waar hy praat van, jy sal onthou dat die gedagte rondom die wapenrusting, en dan gee hy vir ons die wapenrusting, wat ons kan aantrek, en ek wil net hier sê, baie mense het 'n bietjie 'n verwarring oor die wapenrusting. Baie, en ek onthou, my ouma het altyd vir my gesê, Benny, jy moet seker maak dat elke oggend trek jy die wapenrusting aan. Weet jy wat, jy's bekleed met Jesus Christus, jy het hom altyd aan. Ek sê, dis nie asof ek hom gisterand uitgetrek het, dat ek hom vanoggend weer moet aantrek nie, maar as jy nou daardeur wil gaan, is dit ook nie 'n slegte ding nie. Maar onthou net, jy het jouself bekleed met die Here Jesus Christus, en daarom het jy die wapenrusting, en sy vertrekpunt is in Efesiërs 6, wanneer hy oor die wapenrusting praat, dan begin hy met die gedagte van, hy sê, staan aan vas. Staan aan vas. Want hoekom? En Llewellyn het nou iets daarvan genoem. Ek is in Christus. Ek leef in hom. Ek het myself met hom geïdentifiseer. Ek is reeds 'n kind van God. Ek leef in verhouding met hom. Nou kom Paulus en hy gee vir ons 'n riglyn. Hoe handhaaf jy hierdie wat dit nodig is? Hoe rus ek in 'n aktiewe rus uiteindelik? Ek staan vas. Ek is reeds waar ek moet wees, maar nou het ek nodig om vas te staan. En dan sê hy, staan aan vas, julle lendende met die waarheid omgord. Dis daai belt wat ek aansit. Met ander woorde, ek sit aan wat alles van my lewe bymekaar hou uiteindelik.
En dis wat hy sê. Hy sê, staan dan vas julle lendene met die waarheid omgord. En dan kom Jesus, en ek onthou toe ek dit lees, toe onthou ek wat Jesus kom sê het in Johannes 17, dan bid hy vir die disippels, en hy bid by implikasie, bid hy eintlik vir ons. Dan sê hy vir hulle, en dan bid hy tot die Vader, hy sê, heilig hulle in u waarheid, u woord is die waarheid. En as Paulus kom sê, omgord jou lendende met die waarheid, hy sê as jy moet vasstaan, het jy nodig dat God se woord to dwell in you richly uiteindelik. En ek glo dis is ons sukses van wat ons gaan beleef, nie net vir 2026 nie, maar vir ons hele lewe uiteindelik. So met ander woorde, daar's baie dinge in die jaar wat gebeur met ons, wat ek letterlik omtrent elke dag sien, wanneer ek met mense werk, dat ek sien hoe dat die leuen, die waarheid wil kom oorweldig in ons lewens met soveel boodskappe wat ons kry in ons regte lewe, elke dag tot dag lewe, en daar's hierdie ongelooflike impulse wat ons in ons gees kry, en dit is 'n dreigement vir die waarheid wat reeds in ons lewe bestaan. So die waarheid is daar, dat ek kan agterkom die leuen in my lewe, sodat ek die waarheid in my lewe kan inspreek, en uiteindelik 'n leuen kan vernietig in my lewe. En ek sit hierdie week met 'n persoon, hy gaan deur ongelooflike goed in sy lewe, spesifiek wat sy huwelik betref. En ek kan sien hoe dat hy 'n leuen oor homself glo. Hier's wat gebeur, en hy vertel my sy storie. Hy sukkel met sy huwelik, en daar's goed wat gebeur in sy huwelik. Daar's ontrouheid in sy huwelik en so meer. En hy vertel my, en ek luister so na sy storie, hoe dat sy ouers sy huwelik nie okay was nie. Daar was al goed wat gebeur het. In sy eerste huwelik het daar goed al gebeur wat nie alright was nie. En hy sit met hierdie leuen, en ek kan sien hoe dat die leuen kom beheer vat het oor sy lewe. En een van die goed wat hy vir my sê is, toe ek omtrent 7 jaar oud was, het daar 'n ding met my lewe gebeur, wat so, en ek kan sien hoe dat hy 'n leuen glo vandat hy 7 jaar oud was oor sy lewe. En uiteindelik maak hy hierdie vow, hy sê met, ek sal seker maak dat my huwelik nooit deur 'n egskeiding gaan nie. En raai wat gebeur? Dis presies wat lyk asof dit gaan gebeur in sy lewe. En hy sien hierdie maalkolk van hierdie omstandighede vasgevang. En al wat ek kan doen is om vir hom lig te gee in terme van wie hy regtig is. En ek het dit uit die woord gedoen, en ek onthou, ek lees vir hom hierdie gedeeltes van hoe hy kan ontdek wat die waarheid oor sy lewe is. Ek dink toe aan 2 Korintiërs 5 vers 17, wat Paulus kom skryf, hy sê, alle ou dinge het verby gegaan, kyk, alles het nuut geword. So wat ook al in sy lewe gebeur het, toe hy 7 jaar oud was, kan ek vir hom sê met oortuiging, hier's die waarheid oor jou lewe, jy's besig om 'n leuen te glo, en glo dat wat met jou 7-jarige ouderdom gebeur het nou 'n invloed op jou lewe nou dat jy 50 is. En ek kon hom met hom deel, hy sê, alle ou dinge het verbygegaan, kyk, alles het nuut geword in jou lewe. En dan is dit baie belangrik, en ek dink toe aan Johannes 8, hier by vers 32, wat Jesus in Johannes kom aan het aan, wat Jesus dan skryf, wat hy dan sê, julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. Jy sien, dis die goed wat ons in die woord ontdek, want die woord is die waarheid. Ek sê altyd, as jy nie weet wat in die woord staan nie, gaan jy nie besef wat oor jou lewe gespreek is nie. God se opinie oor my lewe en nie my eie opinie oor my lewe nie. Dis hoe ons dit prakties kan uitleef. Nou, een van die goed wat ons moet onthou in terme van die woord, en wanneer ons met die woord werk in ons lewe en so meer, dan is een van die belangrikste goed, en dis waar die pad wat ek nou met hom stap, is dat hy sal ontdek wat die waarheid oor sy lewe is uiteindelik. Wat Romeine 12 vers 2, dan sê Romeine 12, dan kom hy sê, baie bekende skrifgedeelte, hy sê, julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sê hy, dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is uiteindelik. So wanneer ek met die woord begin deel, wanneer ek met die woord begin kuier uiteindelik, en ek ontdek wat God se woord oor my lewe sê, dan is ek besig om my gedagte wêreld, want dit gaan nie net, onthou my gedagte wêreld, dis nie net iets waarna ek dink uiteindelik nie, dis my vertrekpunt van hoe ek dink. Hy sê jou vertrekpunt van hoe jy dink, moet uiteindelik verander, en ek weet, hier sit ouers wat kinders volgende jaar, soos ons nou gehoor het, in graad 1 het, en jy het klaar gehoor, wat kos skoolklere, jy het klaar gehoor, wat is die skoolgelde, jy het klaar gehoor, wat het gaan kos om jou kind in die skool te hê, en hier sit ouers, wat ek hierdie week van hoor, wat gehoor het, wat net die boeke kos vir die hoërskoolkinders onder andere.
Dis astronomiese bedrae en ons normale denkrigting van wanneer ons dit beleef in 'n praktiese manier van daar waar die tye reteer tref, sê ek altyd, daar waar die realiteite ontslaan, dan is ons normale gedagte, ons normale vertrekpunt van ons gedagtes, gaan ek dit maak finansiëel? Miskien gaan ek dit nie maak finansiëel nie. En dis daai manier van dink wat Paulus kom sê wat moet verander. En die manier hoe dit verander is, jy die waarheid van God se woord oor jou lewe kan ontdek en dit kan begin leef. Ek en wel die ander ding wat ek ook beleef het hierdie week is waar mense vir my sê, Benny, ek is afgelê by my werk. Dis wat goed gebeur in hierdie tyd van die jaar. So ek het nie 'n inkomste vir Januarie nie. En dis ook daai normale denkrigting wat ons dan gaan en dit is so normaal. Ons is almal daar wat ons dan net ons gedagtes gaan op daai plek van wat gaan vir my word? Gaan ek vir my gesin kan voorsien of nie? En dis ons nodig het dat ons die waarheid van God oor ons lewe kan ontdek. Ek en wel na so 'n storie waar ons hier so in lockdown. Dit was 'n moeilike tyd vir ons. En dit gebeur dat sy was onderwyseres en daar gebeur goed en ons verloor daai pos en ons verloor daai inkomste vir onsself en as julle is waar ek is en ons is in terme van ons finansies is haar inkomste net so belangrik as my inkomste uiteindelik. En hier sit ons sonder 'n tweede inkomste. En ons gaan hierdie jaar in en is nie asof dit nie nog COVID is nie en is maskers en al hierdie goed wat moet gebeur en jy wonder en niemand stel nou nuwe mense aan nie. Maar die Here gee vir ons 'n woord wat ons vas gaan hou het en ek dank die Here so vir daai stuk openbaring van wat hy vir my 'n woord gegee het en dis waarvan ons toe begin lewe en ek wil dit graag vir jou lees in die Passion parafrase dan sê hy 2 Korintiërs 9 vers 8. Luister hierna. Dis wat die Here vir ons gegee het. Hy sê God is more than ready to overwhelm you with every form of grace so that you will have more than enough of everything and in every way and in every circumstance and be overflowing with abundance for every good work he has called you to do. Dis 'n woord wat jy wil hoor in omstandighede. En toe ek voorberei het ek gedink, hier sit mense vanoggend wat hierdie woord oor jou lewe nou moet hoor. God is more than ready. Ek het dit my kop uit gaan leer. Ek het daai skrifgedeelte gaan print en hom gelamineer en in my kar gesit en elke keer as ek in my kar klim, dan haal ek daai ding uit voor ek my kar start, dan sê ek, Here, ek bid hierdie woord oor my lewe. Want hierdie is die waarheid oor my lewe en nie hoe my omstandighede lyk nie. Hulle sê mos, a man of experience is never the mercy of an argument. Jy kan nie met my stry nie, dis my storie. Want dis die realiteit van wat met ons gebeur het. En natuurlik, as jy nou met ons kom praat en jy hoor hoe dat die Here vir ons voorsien het en is ver meer as wat ons kon bid, dink of vra. Dit was die realiteit en die waarheid oor ons woord en dis wat ons moet verander in ons lewens. Nou wanneer ons na die Bybel kyk, is dit belangrik om wanneer jy nou na die Bybel gaan kyk en van hierdie goed, ek sê altyd vir ouens, moet nou nie daar by Esegiel dalk begin nie. Of daar by die geslagregisters nie. Jy gaan dog, waaroor gaan hierdie nou eintlik? Jy weet so, maar uiteindelik maak alles vir jou sin, in terme van wat hier gebeur. Jy moet net seker maak die woord kom in jou lewe in, en dis wat hy sê, want as ons die waarheid oor ons lewe het, en die waarheid wat hy oor ons lewe sê, sal ons ook weet, dat sy woord ons leer, dat Christus is erfgenaam van God, en ons is mede-erfgename in Christus, in die hemele. Wat jy moet verstaan is, dit wat oor Christus gesê was, is oor my en jou gesê. Dit wat op hom van toepassing is, in terme van voorsiening, is op my van toepassing. Jy sien, dis wat ons moet leer, en dis wat ons moet besef, want dis die waarheid oor ons lewens. Ons kan nie anders as om dit te beleef uit die woord uit nie. Romeine 8 sê, Paulus skryf, hy sê, die Gees self getuig met ons gees, dat ons kinders van God is, en as ons kinders is, dan ook erfgename. Erfgename van God en mede-erfgename van Christus. En ek vat hierdie woord en sê, Here, as dit die waarheid is oor Jesus se lewe, is dit die waarheid oor my lewe. En so stap ons 'n pad met hierdie woord en ons stap op, want die Here het 'n woord in ons hart gesit en ons journey met hierdie woord en ons maak seker, want daar gaan altyd omstandighede wees. Dis hoekom hy sê, let the word of God dwell in you richly, because it's so belangrik vir ons lewens. Nou net om jou te help, en dis hoekom ek my Bybel het, my regte Bybel het vanoggend. Ek geniet my Bybel, ek krap in hom, ek onderstreep, ek gaan mal met hom, en daar's nie 'n spesifieke rede hoekom hy so groot is nie, alright? Net 'n gedagte. Maar anyway, sodat jy beter kan sien my kind, dis amper soos daai, jy weet, en net om jou te help, die Bybel bestaan uit 'n Ou Testament en 'n Nuwe Testament.
Die Ou Testament wat baie keer verwys word na die ou verbond en dan die Nuwe Testament, nuwe verbond. Nou net gou sê, die woordjie Ou Testament of Ou Verbond word vertaal met die woordjie berit in die Hebreëus, wat praat van is hierdie ooreenkoms. Nou net gou sê, tussen God en Israel spesifiek was daar hierdie ooreenkoms, en as jy Deuteronomium 28 gaan lees, dan sien jy die effek daarvan. Deuteronomium 28 sê God vir Israel, hy sê, as julle hierdie goed doen, met ander woorde is die as en dan, met ander woorde, as julle hierdie goed doen, dan noem hy 'n lys goed, en dan noem hy 'n lys seëninge, wat oor jou gaan kom, as jy hierdie goed doen. Maar as jy hierdie goed nie doen nie, dan gaan daar nog 'n langer lys vloeke oor jou kom, en dis die verhouding wat God met Israel gehad het, hier in die Ou Testament, dis hierdie ooreenkoms wat ons het. En ons sien reg deur die Ou Testament, hoe dat Israel gesukkel het om hierdie reg te kry, uiteindelik. Maar het 'n dag aangebreek wat Jesus se oorwinning aan die kruis, wat die kruis en die sukses van die kruis 'n realiteit vir ons geword het, en die Nuwe Testament begin, en daar's 'n Nuwe Testament dispensasie wat aanbreek, en uiteindelik gaan die Nuwe Testament, die woordjie word vertaal met die woordjie diatheke, wat praat van is nou 'n erfenis. Dis nou 'n erfenis. Want as ons erfenis verstaan, dan is dit so maklik, want daar's niks wat ek hoef te doen om 'n erfenis te kry as ek deel van die testament is nie. En ek wil weer verwys na die skrif wat Loan nou na verwys het, Romeine 10 vers 9 en 10. As jy met jou hart glo en met jou mond bely, sal jy verlos en sal jy gered word. Met ander woorde, dit het my deel gemaak van die gesin, van die familie van God, so ek is nou erfgenaam, soos wat ons nou gelees het. So ek is nou erfgenaam, dis daai, ek is in Christus en ek is daai erfgenaam. So alles wat in die Nuwe Testament veral staan, en dan alles wat in die woord staan, ek is nou 'n erfgenaam daarvan. Hoekom? Want wie het gesterf? Christus het gesterf. Ek sê altyd, ons vier Kersfees hierdie tyd van die jaar, maar hierdie kleintjie wat gebore was, het nie klein gebly in 'n krippie iewers nie. Hy het groot geword en uiteindelik vir ons aan die kruis gesterf, en toe kom hierdie erfenis in beweging en dit word 'n realiteit in ons lewe. Jy sien, jy moet die woord verstaan om dit te kan verstaan en te sê, maar hoe weet ek wat is my deel van my erfenis? As daar 'n testament is wat jy deel van is en jou naam is in daai testament, sal dit baie onwys wees as jy nie gaan kyk wat in die testament staan wat jy geërf het nie. Dit maak sin. Dis eintlik logies. So ek moet gaan kyk, en dis altyd onverdiend uiteindelik. Maar nou moet ek ook baie duidelik sê, dis nie 'n resep nie. En jy het nou gehoor, ek en wel nou daai skrif gevat en hom gelamineer en in ons kar gesit en seker gemaak. Dis wat die Here vir my gesê het en dis wat ek gedoen het, maar dis nie 'n resep nie. Nou moet almal skriffies gaan lamineer en almal moet dit in hulle karre sit nie. Dis nie wat ons sê nie. Want dis nooit 'n resep nie. Ek kan nie op 'n afstand wees en 'n erfenis in besit neem nie. Verhouding is nou belangrik. En dis wat belangrik is, en nou wanneer ons na die woord kyk, en dis hoekom ek dit wil noem, en wanneer ons na die woord kyk, en jy gaan deur 'n ernstige uitdaging in jou lewe, veral as dit gaan oor jou huwelik, en jy sê vir die Here, Here, ek sukkel met my vrou, help my asseblief met my vrou, gee my net 'n woord, en jy druk daai, ons praat van die geseënde voorvingerbediening, nee, gee vir my net 'n woord, laat staan jou esel en trek jy verder, dankie Here vir die woord, nee, God haat egskeiding, alright? Dis nie hoe dit is nie. Of jy sê, Here, gee my net 'n woord, ek gaan deur moeilike goed in my lewe. Here, gee my net 'n woord, en dan staan daar, en Judas het homself gaan hang. Nee, Here, dit nie, geef my net iets anders. Dit kan nie werk nie. Here, geef my net 'n woord. Gaan jy en doen jy dieselfde? Dit is so moeilik as wanneer ons 'n verhouding met die woord het. Nee, dit gaan nie op 'n afstand nie. Dit gaan nie oor 'n resep nie. Dit gaan oor 'n verhouding. En nou kom die Heilige Gees, want nou sê die Here met my werk. As ek in my stilte tyd is, en ek begin bid, en ek loop altyd rond, want ek is bang ek raak in die slaap, wanneer ek bid, en dan kom ek in die Here, en die Heilige Gees herinner my aan sy woord. En dit kan ek uiteindelik leef, van dit wat ons beleef. Die worship team kan van ons opkom, dankie julle ouens. 2 Korintiërs 1 vers 20, dan sê hy, want Jesus Christus, die Seun van God, wat ons aan julle verkondig het, is nie ja en nee tegelyk nie. Luister hierna, hy, Christus, ek het dit daar ingesit, hy, Christus, is die ja van God en die ja op al die beloftes van God. Daarom is dit ook deur Christus, dat ons tot eer van God kan daarop amen kan sê. So al die beloftes van God is op ons van toepassing. En dan vat ek jou net om vir jou prakties te wys, hier's wat jy kan vashou. Iets wat ek kan vashou, baie keer, is wat Psalm 23 sê. Here, dankie dat U my herder is. Dankie dat ek nooit iets gaan kort kom nie. Here, ek het nou net my werk verloor. Here, maar dankie dat U my herder is.
Ek hou van wat Paulus skryf in Efesiërs 1. Dan sê hy, ons is geseënd met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. Jy kan jouself daarin sit. Benny is geseënd met al die seëninge in die hemele in Christus. Dis sy woord oor my lewe en ek kan dit so begin leef. So belangrik is dit prakties uiteindelik sal toepas. Wil jy saam met my staan voordat ons gaan sing? Hier is die implikasie van die woord. Die Hebreërs skrywer verwys daarna in Hebreërs 4, hier by vers 12, dan sê hy, die woord van God is lewend en kragtig. Dit is skerper as enige swaard met 2 snykante en dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. Dit beoordeel die bedoelings en die gedagtes van ons harte. Salomo skryf, hy sê, wees versigtig wat in jou hart omgaan, want dit is die oorspronge van die lewe. Wat is in jou hart? En ek wil jou uitdaag in hierdie rustyd, in hierdie reset-tyd, gaan maak bemoeienis met sy woord, gaan sit bietjie en maak seker, jy kyk na die wese van jou hart, uit die waarheid van wat die woord vir ons gee. Dis lewend en kragtig, dis nie net 'n ou boek nie, maar is aktief en vol energie, wat wil werk in ons lewe. Ek wil hê jy moet vanoggend net sommer so jou hand op jou hart sit en net weer bewus raak van jou teenwoordigheid of van God se teenwoordigheid in jou lewe. Dat hy kom bemoeienis maak het met jou persoonlik. Want partykeer sit ons hier en dan hoor ons hierdie goed en ons dink is okay vir die ou langs my. Maar ek wil hê jy moet vanoggend dit joune maak. Sit jou naam daarin. Die Here is Benny se herder. Benny sal niks kort kom. Hy lei my na waters waar daar rus is. Hy reset my hele bestaan, sodat ek aan hom kan leef. En net goedheid en guns sal my volg, al die dae van my lewe. So Here, dankie dat ons kan bid. U woord leer ons, as ons iets vra volgens u wil, dan sal u dit vir ons gee. Here, en wat meer is u wil oor ons lewens, as u woord oor ons lewens. En dankie dat ons oor ons, as campus, as gemeente, en ons wat vanoggend hier is, en die ouens wat aanlyn kyk, dat ons oor onsself kan uitspreek, die guns van die Here. Die Here, daar's niks wat ons kan verdien of kon verdien het, om my naam deel van die testament te gemaak het nie. Dankie dat ons name geskryf is in die testament, in hierdie erfenis, van wat ons ooit kan beleef, en mag dit so wees, dat ons dit kan gaan leef, in heerlikheid, in Jesus naam. Amen. Baie dankie, kom ons sing.